Die uitvoering van die afvalaudit oor die laaste 7 dae het ons groep se bewusmaking rondom afvalbestuur en herwinning aansienlik verhoog. Deur die noukeurige sortering van ons huishoudelike afval en die identifisering van herwinbare materiale, het ons 'n nuwe perspektief ontwikkel oor die tipes afval wat ons daagliks produseer en die volume daarvan. Hierdie proses het 'n duidelike impak op ons oortuigings oor volhoubaarheid en die belangrikheid van verantwoordelike afvalbestuur gehad. Waarnemings. Tydens die audit het ons opgemerk dat 'n groot persentasie van die huishoudelike afval uit herwinbare materiale bestaan het, insluitende plastiek, papier en glas. 'n Groot hoeveelheid organiese afval was ook geïdentifiseer, wat eerder vir kompos gebruik kan word as om na die stortingterrein gestuur te word. Ons het die volgende spesifieke waarnemings ook opgemerk. Plastiekafval was ons mees algemene herwinbare materiaal. Die hoë aantal plastiekhouers en verpakkings het daarop gedui dat ons verbruikspatrone aangepas moes word deur meer herbruikbare alternatiewe te gebruik. Die organiese afval het ook 'n groot deel van die vullis beslaan. Dit het die potensiaal gehad om omgeskakel te word in voedingsryke kompos vir tuingebruik. Gevaarlike huishoudelike afval was nie duidelik geskei nie. Items soos batterye en chemiese afval moet spesiaal verwerk word om besoedeling te voorkom. Waarskuwings en uitdagings. Deur hierdie audit het ons besef dat 'n gebrek aan herwinningsstrukture en bewusmaking altyd 'n uitdaging sal bly. Sommige mense sorteer nie hulle afval korrek nie, wat beteken dat daar baie herwinbare materiale steeds op die stortingsterreine beland. Ons het ook opgemerk dat daar beperkte fasiliteite in ons omgewing is vir die wegdoen van sekere afvalsoorte, veral gevaarlike huishoudelike afval. Sonder geskikte infrastruktuur kan mense maklik onveilige of ongesonde maniere kies om van hul afval ontslae te raak. Voorstelle vir verbetering. Na hierdie oefening het ons oortuigings oor die belangrikheid van herwinning versterk. Dit het ons gemotiveer om nie net ons eie afvalpraktyke te verbeter nie, maar ook om ander mense aan te moedig om dieselfde te doen. Spesifieke aksies wat ons beoog om te implementeer is: die vermindering van plastiekgebruik deur liewer herbruikbare alternatiewe te kies soos glas of metaalhouers, 'n komposprojek te begin vir organiese afval in die koshuis, 'n toegewyde herwinningsstelsel te skep in die koshuis om materiale soos papier, plastiek en glas doeltreffend te skei. Die impak van stortingsterreine en die voordele van herwinning bewus te maak in die koshuis, sodat almal aan hierdie taak kan deelneem. Hierdie afvalaudit het ons groep definitief gehelp om 'n meer ingeligte benadering tot afvalbestuur te neem en het ons oortuig dat elke individu 'n rol speel in volhoubaarheid. Baie dankie.